einde van verlede jaar het 'n groepie predikante en ander gelowiges die moeilike taak aangepak om 240 km in 24 uur te draf ten bate van kindersorg. Nou, dit het op 'n stadium nogal moeilik geraak. Ons het dit op die ouend reg gekry, maar veral hier by die tweede dag toe ons bene nou al lekker styf is en ons in die hitte van die dag moes draf. Maar wat my opgeval het van hierdie hele naweek was nie noodwendig die swaar kry nie, maar die saam swaar kry en hoe dit mense aan mekaar gebind het, asof daardie persoon jou beter verstaan en jy hulle. Mense het nader aan mekaar gekom. Nou dit geld ook op ander gebiede. Wanneer jy iemand aan die dood afgestaan het en jy praat met 'n ander daaroor wat deur iets soortgelyks is, dan is dit asof dit op 'n manier help. Jy weet nie hoe nie, maar dit werk. Wanneer jy saam met iemand chemo kry en jy begin gesels oor julle neeweffekte en wat vir jou gehelp het en wat vir die ander persoon gehelp het, dan bind dit mense aan mekaar. Hoe weet jy nie? Ek dink ons besef nie dat pyn samesyn bring nie. En ja, hiermee sê ek nie dat om saam 'n bult uit te draf en 'n dodelike siekte of die dood dieselfde ding is nie, maar tog is daar 'n paar vergelykbare beginsels. Wanneer iemand kies om saam met jou swaar te kry, al hoef hulle nie, dan beweeg julle nader aan mekaar. Ja, jou geliefde kan dalk nie vir jou die chemo doen nie, maar hulle kan kies om in die aande jou voete met room te smeer wanneer dit so verskriklik seer is. Om jou op te help wanneer jy te swak is om op te staan, om jou te versorg, al hoef hulle nie noodwendig nie. En ek dink wanneer iemand besluit om saam met jou daardie bult uit te draf, dan kom mense soveel nader aan mekaar. Ek dink ons beleef God baie keer as iemand wat daar ver daar buite is en inkyk op ons wêreld en selfs probeer om te kyk hoe ver hy ons kan druk om te sien hoeveel swaar kry ons kan dra. Ek is van mening dat ons daarmee God beperk, vereng. Want ons besef nie, God is eintlik saam met ons in hierdie wêreld. Hy kry saam met ons swaar wanneer sy geliefde kind so swaar kry voor sy oë. Ja, hy weet dalk iets meer van die groter prentjie, maar dit maak dit nie vir hom makliker om te sien hoe sy geliefde swaar kry nie. En dis waarom Jesus in hierdie wêreld ingekom het. In ons pyn ingekom het, nee, daardie pyn op homself, in homself geneem het, sodat ons kan weet, God staan nie verwyderd of onsensitief teenoor ons pyn nie. Hy neem daardie stikkindheid op homself, uit vrye wil. Wanneer iemand naby jou swaar kry, luister dan na die woorde van Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste. Kies om saam swaar te kry. Moenie terugdeins vir die pyn nie. Nee, pyn saam, pyn voluit en soms end uit. En jy wat in die eerste persoon daardie pyn beleef, moenie mense probeer weghou van jou swaar kry of dit probeer wegsteek om hulle te beskerm nie. Want pyn kan verwydering en eensaamheid bring. Of dit kan 'n intieme band skep. Pyn hoef nie eensaam te wees nie. Pyn vrywillig, pyn onbeskaamd, saam met mekaar en saam met Christus. Luister nou na die gedig. Samesyn verdwyn wanneer seer ons oorval. Die saam word eensaam, want my swakheid maak my skaam. Die onbeholpe ander sluip woordeloos weg. Want hoe troos mens die ontroosbare?
Van 'n afstand af staan ek en kyk. Jy vir my en ek vir jou. Jy is dalk daar vir my, maar nie hier vir my nie. En tog is dit ook my eie skuld. Ek wil jou die swaar kry spaar. So verdubbel ek die pyn. Ek eensaam daarin en jy eensaam daar buite. Eensaam en swaar kry is swaarder, al is twee saam se trane meer. Same pyn bring same syn. Steek jou vingers in my wonde. Sy pyn word myne en so word ek syne.